Goeiemôre, good morning. Hartlike goeiemôre. Lekker om terug te kan wees, ja. Ek hoop julle Damesweek was nou baie lekker geweest met my afwesig. Ja, wel ek kan vir jou sê welkom terug. En ja, dit was onverbeterlik. Lekker om terug te wees. Baie dankie hoor, Els. Het jy ons gemis? Dit is eintlik die belangrikste vraag. Ek het, jy weet, dit was nou 'n lang week of sal ek sê 'n kort week, 'n lang naweek tussendeur als, maar hier is ons terug op die Dinsdagoggend en ek kan nie wag om die res van die week saam met jou te kan kuier nie. Dit was lekker. Ek was daar in die Noord-Kaapse wêreld. Ja, Pragtig, plek kan nie wat my na glo. in die hart lê, ja. Mm. Wat het jy gesien? Man, ek het alles wat moois gesien en ek het die groen velde van die Noord-Kaap, as jy daar van Kimberley af, jy weet, Griquastad se kant toe, Prieskat toe, ek het die wêreld lank so mooi gesien hoor, so, ja, nee, pragtig, so hoop nou maar net, ek weet ons wildseisoen en ook baie lekker jagekskursies plekke daar in die Noord-Kaap, en so dalk sal die bokkies bietjie vet wees vir hierdie jaar se jag. Wel, ek het familie daar in Kimberley, so ek dink dit is nou hoogtyd dat ek 'n bietjie ook verlof neem. Daar en sy, gaan daar kuier. sy. Ek Sê dink net so. wanneer jy wil gaan, ons staan jou skoene vol, of probeer. Nou ja toe. Goed, daar is 'n propvol program wat voorlê, Pieter. In vandag se program begin ons met 'n belangrike gesprek met professor Renata Skuman oor kinders se geestesgesondheid. Daarna is dit tyd vir sport saam met William Harmse en ons gesels oor die Marakele NTB Challenge. Michelle Lou deel velsorgwenke wat werk. Ons kyk ook saam met Santam hoe jy met slim begroting jou droomhuis kan bekostig. Verder gesels ons met die sterre van die The Jungle Book teaterproduksie en ons sluit af met musiek van Nicholas Lou en sy nuwe enkelsnit Ek en jy. Lekker vol program, kan nie wag nie. Maar ek en jy is hierso so, ons kan lekker gesels. Inderdaad, daar's weer 'n paar interessante stories waarby ons moet uitkom, nee, oggendpraatjies. Goed, so Malta, Europa se kleinste land, is een van die lande in Europa met die grootste hoeveelheid voertuie en verkeersopeenhopings en dit is glo 'n aanhoudende uitdaging. So die regering het egter met 'n plan om die verkeersuitdagings te verminder vorendag gekom. Nou hulle bied vir jong mense, 30 jaar en jonger, sowat R500 000 aan om hulle bestuurslisensie vir 5 jaar prys te gee. Sjoe. Die geld word oor die 5 jaar uitbetaal en elke jong mens ontvang dan elke jaar 'n deel daarvan. Maar indien jy voordat die 5 jaar verby is van plan verander en weer wil begin bestuur, moet jy die geld wat reeds uitbetaal is, terugbetaal. Die idee is om mense, veral jong mense, daaraan gewoon te maak om sonder 'n kar oor die weg te kom. Die regering hoop dat dit sal help om minder motors op die pad te hê, besoedeling te beperk en dat mense meer op openbare vervoer sal staatmaak. En daar is reeds talle mense wat belangstel. Nou die eerste groot kwessie vir my is die feit dat jong mense nou beskryf word as 30 jaar en jonger. Ek is nou amptelik nie meer deel van daai groep nie. Maar sal jy ooit jou bestuurslisensie prysgee? Vir daai geld in 'n jong mense lewe anytime. Nee, in 'n japtrap. In 'n japtrap, ons weet daar's genoeg van hierdie taksies, busdienste, ja, treindienste, dalk nog meer gesettel al in Malta op hierdie stadium, maar in Suid-Afrika ewen, ek dink ek sal dit kan baas raak. Ek moet vir jou sê, ek dink in Europa veral. Ja. Eintlik oorseese lande oor die algemeen, daar gaan miskien 'n paar lande wees wat 'n mens nou nie deel van hierdie lys kan maak nie, maar ek dink openbare vervoer werk so goed daar en dit is werklik die moeite werd om te pendel. Ja. In Suid-Afrika dink ek is daar nog baie werk wat ons moet doen, maar ek dink aan iets soos die Goudtrein en dit is baie suksesvol. Verseker dalk. So dit is 'n ek moet sê as ek daaraan dink, dan sal ek dit ook nogal sterk oorweeg. Maar R500 000, dink net gou as jy intussen jou 20s, ek dink jy van 25 af gaan dat jy bietjie begin pla, want dan is 'n ou maar redelik ook in 'n werksomgewing en dan gaan jy bietjie meer moet ry. Ja. Of soos in ons geval wat vryskut werk doen, dan is ons baie meer aangewese op ons ry vervoermiddels en so aan. Maar ek sal dit nog steeds oorweeg. Ek seker daar sal 'n plan gemaak kan word. Daar is nou miskien vir jou 'n geleentheid om met 'n pendeldiens te begin, Pieter. Ja, ek dink nou net jy sê vir my 'n geleentheid om 500 000 aan te bied vir die jong mense. Ag, ons sal 'n bietjie met Everest en so moet gesels. Dit ook. Mense weet nooit. Hoorie so maar in Suid-Afrika, nê, gaan die dinge ook natuurlik nou nogal lekker aan. Ja. Dinge wil nooit ophou nie, die paaie bly vol. Ek het deur 'n paar roadblocks gegaan.
Ja, Maar toe maar ek is veilig aan die ander kant deur. was daar nie probleme nie. Nee wat, nee, alles is op datum, alles is op datum. Hier by ons in Suid-Afrika beland steeds meer as 60% van afval op stortingsterreine. Bernie Swarts, adjunk minister van Bosbou, Visserye en die omgewing het laasweek Woensdag by die opening van die Waste. Verloor ek my plek, jy sien? I'm a wasted man. Alles wasem op. Okay. Dis lekker warm hier vanmôre. Ek's terug hier saam met jou. By die Waste Caro konferensie in Bloemfontein sê dat indien niks verander nie, sommige stede binne 6 jaar moontlik gaan geen plek vir afval sal hê nie. Wil jy dit nou meer? Sy sê dat daar ernstig gepraat moet word oor hoe afval bestuur word en oor hoe herwinning meer prakties en volhoubaar kan wees. Die departement ondersteun terugkoopsentrums, bou herwinningsfasiliteite reg oor die land en probeer saam met informele en formele afvalwerkers werk. Die doel is om minder weg te gooi, meer te hergebruik en 'n sirkulêre ekonomie te bou. En Swarts het genoem dat daar vooruitgang is, maar uitdagings soos gemeenskapsbetrokkenheid en verandering van gedrag natuurlik die groot uitdaging bly. Ja, so nou vra ek vir jou. Ons is nou al so gewoond hoe om ons vullis weg te gooi en Ja, te sorteer ook. sorteer jy? Nee, ons het nie, ons kompleks het nogal nie, Die sorteer. het nie daai gerief nie, as Ja. ek dit so kan stel. Maar dit laat my nogal dink, ek dink jy ons is so skuldig daaraan soos wat van jou groter nywerheids industriële plekke en so aan dalk bietjie waste wat nie daar hoort nie, daar gaan weggooi. Ja, ek dink hulle is so 'n bietjie meer Gemaksigtigheid. skuldig, ja. Ja, want Ja. ons is mos maar huishoudelik, ons is maar gewoond aan 'n plastiek hier en 'n papier daar of so. Maar ek dink hulle is nogal die ou wat die kop seer kan veroorsaak. Ja, en weet jy wat is vir my die ander ding? Ek het al by wel telke male by sinema 'n stuk grond verbygery en dan word daar spesifiek gesê dat jy nie jou afval daar moet gaan neerstort nie. En dan sien ek maar die mense doen dit wel. Hulle So, doen dit nog dis waar die steeds. probleem begin, want Ek dink. een persoon wat dit doen, dis dan soos 'n sneeubal effek, Yep. nê? 100%. So, En ons mense is ook nogal partykeer bietjie moeilik, jy weet as jy nou by 'n afvalstortingsterrein kom wat byvoorbeeld net vir tuinafval gemaak is, dan raak die mense nogal 'n bietjie rooi onder die kraag as die ouens nou vir hulle sê meneer, maar jy kan dit nie hierso gooi nie. ja. Ja. Dink jy daar's enigiets wat 'n mens kan doen om mense so 'n bietjie meer aan te moedig om te herwin? Wat sou jy doen? Hoe gaan jy hulle aanmoedig om te herwin? Ek dink daar's baie veldtogte. Dis eintlik 'n baie goeie gesprek dink ek om te probeer vasstel of dit wel suksesvol is. What's next? Maar daar dink ek is die Kaap nou weer, ek wou nou ook gesê het, openbare vervoer in die Kaap werk net so goed, maar ek dink daar is die Kaap nogal 'n bietjie, is ons 'n bietjie voor, na aanleiding van hoe omgewingsbewus hulle is. So dalk maar net om meer gesprekke op Goeiemôre Good Morning daaroor te voer. Dis dalk Definitief 'n idee. daarvoor, daar's en dan dink ek moet 'n bietjie kyk plekgewys, nê. Ek sien oral word grond beskikbaar gestel vir ontwikkeling, vir behuising of so. Ja. Maar 'n ou moet maar bietjie daaraan dink vir stortingsterreine ook en goeters wat regtig kan werk. Dis nogal ook 'n gesprek heeltemal op sy eie. Maar nou ja, ons is skoon aan hierdie kant en ons wil seker maak ons herwin en ons stort op die regte plekke. Bly jy egter net waar jy is vanmôre hier saam met ons by Goeiemôre Good Morning. Ons kuier net hierna verder met 'n heerlike propvol program soos Elsa dit nou met ons gedeel het. So, ons sien jou nou weer.